get your lot when you got not a lot. What? Be happy. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Yeah. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Goeiemôre of goeiemiddag of goeienaand vriende. Robert het 'n baie slim plan gemaak. Hy het gesê, hy dink dit is 'n goeie idee dat ek en hy en julle saam deur die Bybel lees, want daar's so baie kosbare stories in die Bybel. En hy het gekies, ek het vir hom gesê hy moet kies, gaan ons in die Ou Testament begin of in die Nuwe Testament? Definitief die Nuwe Testament, Hoekom het jy die Nuwe Testament gekies, Robert? want daar stories van Jesus in dit. Robert wil hê ons moet by Jesus se stories begin. Ek het ingestem, ons gaan begin by Jesus se stories. Maar die storie wat ons vandag gaan begin lees, is net so 'n klein bietjie voor Jesus gebore is 'n storie. Dit is die storie van Johannes die Doper. Het jy al van Johannes die Doper gehoor? Ja, Jy het al, maar jy kan dalk nie partykeer. alles onthou nie. Ja. So, nou, God sê in sy woord, in die Bybel, dat hy doen niks op die aarde as hy nie dit deur sy profete aankondig nie. Johannes die Doper, Robert, was 'n spesiale profeet wat God gestuur het om God se belofte, onthou jy nou weer wat was sy belofte in die Ou Testament? Hy gaan 'n redder stuur. Hy gaan 'n redder stuur en die mense het baie lank gewag vir hierdie redder om te kom. Honderde jare, Robert, het die mense gewag. Maar toe die tyd aanbreek vir die redder om gebore te word, het God eers vir Johannes die Doper gestuur. En die storie wat ons vandag gaan vertel vir jou, of wil lees, as mamma en pappa dit vir julle wil lees, dit staan in Lukas 1. Dit is die storie van Sagarias en Elisabeth en Johannes die Doper. Nou Sagarias en Elisabeth was baie goeie mense, hulle was baie lief vir God. Sagarias was 'n priester wat in die tempel gewerk het. Dit was sy beurt om in die tempel te gaan werk en hy was baie lief vir God. Maar weet julle wat? Robert, hy was baie hartseer. Weet jy hoekom hy hartseer was? Nee, Hy en sy vrou Elisabeth kon glad nie kinders hê nie. Hulle was al oud, maar hulle het nie kinders gehad nie. ag shame. Ja, dis hartseer, maar weet jy wat? Sagarias is besig om in die tempel te werk hierdie eendag. En toe kom daar 'n man met 'n blink klere skielik voor hom staan. Wie dink jy, wat dink jy was dit? 'n engel. 'n engel, 'n regte egte 'n engel. regte egte engel verskyn aan Sagarias in die tempel. Die engel het 'n naam. Hy sê, Sagarias, my naam is Gabriël en ek het belangrike nuus vir jou. Sagarias het hom natuurlik flou geskrik. En weet jy wat sê Gabriël vir Sagarias? Raai bietjie. Hy het seker iets baie belangriks vir hom gesê, maar ek weet nie. Hy het vir hom kom sê, Sagarias, jy en Elisabeth gaan 'n baba seentjie kry. 'n Baba seentjie? Ja, en weet jy wat sê Sagarias? Nee, ek kan nie dit glo nie. Ek is al oud, Elisabeth is al oud. Ons kan nie babas kry nie. Toe sê die engel, Sagarias, jy moet glo dat ek van God afkom. En omdat jy nie glo nie, en om vir jou te wys ek kom van God af, gaan jy nie kan praat, totdat daai baba 'n naam moet kry nie.
En weet jy wat? Toe Sagarius huis toe gaan daai dag, was sy stem weg. Hy kon niks sê nie. Niks. En Dit moet seker baie moeilik wees. Dit was moeilik en onthou, dit is baie lank wat 'n mens wag vir 'n baba. So Sagarius het 'n lang tyd nie kon praat nie. Maar weet jy wat vind hulle toe uit 'n klein rukkie daarna? Hulle gaan 'n baba seentjie kry. Hulle gaan 'n baba kry. Elisabeth het swanger geraak. Nou, toe Elisabeth omtrent al 6 maande swanger is, dis as 'n mamma al se maag al lekker groot is. Toe Ja. gaan kuier iemand spesiaal vir haar. Maria was Elisabeth se familie en sy gaan kuier vir Elisabeth. Wie was Maria nou? Kan jy onthou? Jesus se mamma. Jesus se mamma. Maar toe was Jesus nog 'n klein babietjie in Maria se maag. En weet jy wat sê die Bybel? Dit staan hier in Lukas 1 dat toe Maria vir Elisabeth hallo sê, toe spring die babietjie in Elisabeth se maag en Elisabeth word met die Heilige. Ja. Dis baie vreemd. Dit is asof Johannes die Doper geweet het, hier's die redder. En Elisabeth word met die Heilige Gees vervul. Nou kort daarna is Johannes gebore en Sagarius kon nog steeds nie praat nie. En al die mense vra, "Wat moet ons sy naam noem?" En hy sê toe, en toe hy sê, toe gaan sy mond oop, toe kan hy praat. Toe sê hy, sy naam moet Johannes wees, want dit is die naam wat God wil hê hy genoem moet word. En so is Johannes die Doper gebore. En hy was die spesiale profeet. En weet jy wat? Hy was Jesus se neefie. Jesus se neefie, wow. Ja, hulle was Dit moet familie. lekker wees om vir Jesus as 'n neefie te hê. Johannes was Jesus se neefie en hy het gegaan en hy het vir almal vertel dat hulle moet hulle harte regkry want die redder is op pad. Weet jy wat, Robert? Dit bemoedig my want dit laat my dink as God 'n plan in sy kop het, dan maak hy 'n mens wat saam met hom werk. Ek wonder wat se planne gaan jy alles saam met God doen as jy groot word. Ja, ek wonder ook. Kom ons sê sommer vir God dankie en vra dat ons dit nie sal mis nie, nê? Kom ons maak ons oogies toe. God, dankie dat U met elkeen van ons 'n blink spesiale plan het wat U uitgedink het. Here Jesus, verander ons hartjies dat ons wil U plan doen en dat ons oogies op U sal hou en ons ore sal spits om U stem te hoor, sodat ons elke dag saam met U kan stap en in U paaie en in U planne kan stap, net soos Johannes gedoen het. Amen. Give me a J. Give me an E. Give me an S. Give me a U. Give me an S. What's that spell? King of Kings, Lord of Lords, He's coming back. Alright guys, that was pretty good. I'll give you that much. But I know that you can do it better. I know you can do it better. So I want you to say it with some conviction, with some oomph, alright? Give me